Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre weer saam kan wees. Ons vertrou dat jy 'n heerlike nag se rus gehad het. Ons dank die Here vir die wonderlike woord wat hy ons gegee het. Dis helder, dis duidelik, dis verstaanbaar. En daarom sê die psalmdigter daar in Psalm 119 vers 105: U woord is 'n lamp vir my voet en is 'n lig vir my pad. En ag, ons is dankbaar teenoor die Here dat hy vir ons hierdie lamp vir ons voet en hierdie lig vir ons pad gegee het in hierdie donker, duister tyd in ons geskiedenis. U sal agterkom dat nie net Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd is daar anargie, daar is boosheid, daar is ongeregtighede wat heers. Dis asof die sluise van die hel oopgetrek is en God amper ons oorgee in die boosheid van ons harte. En ag, is die gebed van my hart dat ons as kinders van die Here nou so skynende ligte in hierdie donker wêreld sal opstaan vir wat reg is. Dat ons dit sal doen in die liefde van die Here, maar ook ferm sal wees en so sal staande bly te midde van die verval van ons tyd. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie gelykenisse. Gister bietjie gepraat oor die verborgde skat en vir u gesê hierdie skat is niemand anders as Christus nie. Hoe heerlik om te weet dat God sy eniggebore seun gegee het, God wat mens kon word het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die vraag wat ek nie afgesluit is, het u hierdie skat? Weet u verseker dat u aan Christus behoort, want hy wat die seun het die lewe. Die wat die seun van God nie het nie die lewe nie. En daarom is die gebed van my hart dat u werklik seker sal maak hierdie kant van die graf, want die Bybel sê dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna gaan ons voor God staan. Soos die boom val, so gaan hy bly lê. Soos die mens geleef het, so sal hy sterwe. En as hy die Here nie geken het nie, sal hy voor die Here moet gaan rekenskap gee. Mag die Here ons die erns van die tyd laat verstaan en mag ons in ootmoed buig en sê, Here, hier is my lewe. Ek bid dat ek dit sal lewe om u te verheerlik. Nou vanmôre gaan ons stil staan by hierdie baie belangrike gelykenis wat handel oor die groot maaltyd. Nou, u gaan sien ons deel hom op in 2 dele. Vanmôre gaan ons stil staan by die een gedeelte van watter 2 groepe praat die Here hierso, en dan môre die 3 verskonings wat die mense gebruik het om die maaltyd nie by te woon nie en hoe dit van toepassing is op my en jou. Nou kom ons lees Lukas 14 vers 16. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het hom almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan uit hom in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die Here vir die diensknegt, gaan uit op die paaie na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Nou vriende, jy sal sien dat hierdie gelykenis op verskillende plekke in die evangelies na vore kom, Matteus, Markus en Lukas. En as ons die vertellinge lees, kom almal nie altyd presies ooreen met mekaar nie, maar die hart van die vertelling is altyd dieselfde. Waarom? U sien die 3 skrywers skryf elkeen vanuit sy eie perspektief. Onthou, die Here het hierdie skrywers gebruik. Hy het elkeen sy unieke persoonlikheid gebruik, elkeen sy unieke skryfstyl, elkeen sy unieke perspektief en deur sy gees hulle geïnspireer volgens 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 om neer te skryf wat hy wou gehad het. Jy sal sien, party lê meer klem op een ding as op 'n ander. En ag vriende, dis eintlik 'n bekende ding. As ons gaan kyk na enige saak waar ooggetuies geroep word om getuienis te lewer, sal jy nooit vind dat hulle woord vir woord dieselfde praat nie. Waarom nie? Want dan is daar voor die tyd ooreengekom wat om te sê. Wanneer daar ooggetuies ingeroep word, dan praat elkeen uit sy perspektief, maar die hart van die boodskap of die hart van die getuienis is presies dieselfde. En so ook wanneer ons kom by hierdie gelykenisse. Daar kan hier en daar 'n verskil wees met 'n vertelling, maar die hart, die boodskap van elke gelykenis bly presies dieselfde. En hierdie gelykenis gaan oor hierdie Heer wat 'n groot maaltyd gereël het. Nou vriende, hierdie was algemene gebruik in die antieke tye, dat vermoënde mense maaltye vir hulle vriende, kennisse en dan mense wat in die omgewing gebly het, gehou het. Daar was 'n datum gewees waar hierdie maaltyd vasgestel was, maar daar was nie altyd 'n tyd deurgegee nie. En hoe dit gewerk het, wanneer hierdie Heer en sy diensknegte alles in gereedheid gebring het,
dan stuur hy sy diensknegt om die ander mense te gaan roep en te sê, luister, die maaltyd is in gereedheid gebring en ons gaan eet. Dit was nie sommer net 'n vinnige uur en is verby en dan almal groet mekaar en hulle ry nie. Gewoonlik het hierdie Jode, hierdie mense in die tyd van die Here Jesus van 'n maaltyd 'n groot ding gemaak. Dit was kuier, dit was 'n lang uitgerekte ding. En daarom, die datum was gegee, die tyd was onbekend, en toe alles in gereedheid gebring was, toe stuur hierdie Heer sy diensknegt en sê, gaan roep die mense wat ek genooi het. En nou sê die Bybel vir ons dat hulle almal hulle self eenparig verontskuldig het. En ag vriende, ons lees, die een sê, hy het vir hom 'n stuk grond gekoop, en die ander een sê, ek het 5 pare osse gekoop, en die ander een sê, ek het vir my 'n vrou getrou. En wat vir my hartseer was hiervan, is dat die Heer ongelukkig geraak het hieroor. Want hy het dan hierdie uitnodiging uitgestuur. Hulle het geweet dis die dag, dis die datum waarop die maaltyd gaan plaasvind. En hy stuur sy diensknegte en hulle gaan haal die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes. En wat is die toepassing? Ek het vir u gesê, ek gaan die boodskap in 2 deel. Vanmôre gaan ons kyk na wat's die 2 groepe waarna hier verwys word. Die een klomp wat die verontskuldigings gehad het, wat hulle self verontskuldig het en gesê het, ons kan nie meer kom nie. En dan die groep, die armes en die blindes en die krepeles, wat van die strate afgehaal is. En kom ek gee vir u die verklaring. Dis eintlik eenvoudig, voor die hand liggend. In die konteks wat ons gelees het, sal u agterkom, die Here is weer besig om te praat met die Fariseërs. Die Fariseërs, vriende, was Jode gewees, of Israeliete. Nou daar is 'n geweldige debat vandag, is Jode Israeliete, is Israeliete Jode? Gaan lees Handelinge 2, Petrus praat in dieselfde sin en in dieselfde asem van Jode en Israeliete as een en dieselfde volk. Hierdie Jode was Fariseërs. Hulle was die mense wat die skrif geken het, wat die Messias verwag het. En die Bybel sê, toe die Messias kom, het hulle verskoning gehad om hom te dien. Die een, sê die Bybel, het vir hom dan hierdie stuk grond gekoop, en die ander ene het die 5 pare osse gekoop, die ander het 'n vrou getrou. So, hierdie Jode wat eintlik die Messias verwag het, toe hy op die toneel verskyn en hulle sien sy wonders en tekens en hoe mense in hulle massas agter hom aanloop, toe verwerp hulle hom. En dis die een groep waarna hierdie gelykenis verwys. Dis hulle wat Jode is, hulle wat geroepenis is, hulle wat deel van God se verbondsvolk is, wat God verwerp het, toe hy dan ook homself kom openbaar het in sy seun. Ek lees vir u Romeine 3, want u sal sien, vriende, die Here het in die eerste plek vir sy Joodse volk gekom. Die belofte was aan Abraham gemaak, dat die Here in hom die geslagte van die aarde sal seën. Die saligheid is uit die Jode, sê die Bybel vir ons, en die Here het in die eerste plek vir sy eie volk gekom. En nou sê Romeine 3 vers 1 vir ons. Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker, dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Luister, daar's geen ander volk aan wie God sy woord toevertrou het nie. Die volk het God se woord by die berg Sinaï gekry, en deur die mond van die Here het Moses onderrigting ontvang, hoe om hierdie volk te lei na God, deur die waarheid van sy woord. Aan geen ander volk is hierdie voorreg gegee nie. En hierdie Jode was veronderstel om deur die profetiese woord en volgens die beloftes van die Ou Testament die Messias te erken. En wat doen hulle? Ander dinge is vir hulle belangriker as die Messias toe hy op die toneel verskyn. Wie word toegenooi? Nou kom ons by die ander groep uit. Die Heer sê, gaan gou uit na die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes hier in. En die diensknegt sê, maar Heer, ons het gedoen soos U ons beveel het en daar is nog plek. En hierdie was my so aangrypend gewees, want u sien daar is baie mense wat hulle self verontskuldig hoekom hulle die Here nie dien nie. Waarom hulle nie die Here volg nie. En ek wil vir jou sê, die Bybel sê daar is nog plek. As jy nie vanmôre kind van God is nie die Here se skuld nie, is jou skuld. Dis nie omdat die Here jou nie wil red nie, dis omdat jy jou hart verhard in die sonde. En daarom hierdie krepeles en die armes en die verminktes is niemand anders as ek en jy nie, heidene. Want u sien, almal wat nie Jode is nie, is heidene. Daar is nie 'n bevolkingsgroep wat 'n Jood is, behalwe die Jode self nie. Die blankes, die nie blankes, die Indiërs, die Asiërs, almal van ons is heidene. Met ander woorde, ons is nie Israel nie, en daarom is ons onder hierdie kategorie, of val ons onder hierdie kategorie van armes, verminktes, krepeles en blindes, want deur sonde, vriende, het ons oë verblind geraak vir God en sy waarheid. En nou sê die Bybel vir ons, en die Here sê dit baie duidelik, dat ons nou die voorreg het, omdat die Jode hulle hart verhard het onder God, en die Messias weggestuur het en later gekruisig het ons deur hulle wegstuur van die Here en verwerping van die Here, die voorreg om deel te word van God se koninkryk. Kom ek lees dit vir u, Romeine 11 vers 13. Want aan julle heidene sê ek,
vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem, en sê, of kom ek sê, ek lees net weer, Romeine 11 vers 18, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die tak is afgebreek, sodat ek ingeënt kan word. Vers 20, goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. So wat wil die Here vir ons kom leer? Hierdie gelykenis is eenvoudig. Die groot maaltyd is gereël, die Jode het hulle nie self die moeite werd geag om na hierdie maaltyd te gaan wat die Here gereël het nie. Verwysende na die Here Jesus, wat mense nooi om in sy koninkryk te kom. Wie het hierdie uitnodiging aanvaar? U en ek, die ongeredde, die heidene, wat dood in hulle sonde en misdade, in rebellie teenoor God geleef het, ver van sy genade verbond, en God was goed vir ons, en hy het ons geroep deur sy woord, en deur sy gees getrek, deur sy bloed gereinig, sodat ons dan, soos die Bybel sê, dan in hierdie tak ingeënt is, in hierdie boom ingeënt is, in hierdie liggaam van Christus dan deel gekry het. En dis die kosbaarheid van hierdie gelykenis, dat ons wat nie Jode is nie, ons wat nie Israeliete is nie, die voorreg gekry het om nou kind van God genoem te word. Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Die skepper, die onderhouer van sy heelal, die redder in sy seun Jesus Christus, die ewige verbondsgod, die een wat gesê het, kyk ek kom weer om julle te kom haal. Wat 'n voorreg om dan hierdie groot waarheid te verstaan, en mag die Here vir ons ryklik seën. Môre gaan ons bietjie kyk na hierdie 3 verskonings en hoe dit ook op ons van toepassing is en hoe mense vandag nog hierdie 3 verskonings gebruik om hulle dan ook uit te sluit uit God se koninkryk. En hulle besef nie, mense verstaan nie. Dis nie net ek verwerp God nou tydelik en as ek sterwe dan word ek in die hemel begrawe en ek word deur die engele ontvang nie. Nee, as jy die Here hier die kant van die graf verwerp, vriende, dan sal jy 'n ewigheid sonder hom wees. Daarom gaan ons bietjie môre na die erns van hierdie saak kyk en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën. Seën vir u groete en 'n baie mooi dagie verder. Tada.